Toets 1 2. Hy's lekker, maar
Goeiemôre vriende. As hy het ek kom aan, hy's aan, hè. Ek wil net 'n paar afkondigings hanteer. Tonia gaan vanmôre gedeelte van die diens hanteer as deel van haar studies, haar taak wat sy moet doen vir die jong mense. Ek wil net eers vra dat elke persoon een ballon, elke gesin, nie elke persoon nie, elke gesin. Een ballon en 'n pen tussen julle, laat ek net vir hulle by die deur uitgee. Het 'n gesin 'n ballon en 'n pen? Nie. Ek het julle 'n pen. Kom ons hoor gou-gou, waar is die mense wat vir ons help uitdeel? Laat hulle vir ons daar help. Daar kom Tonia, is daar nog iemand wat vir ons gaan help uitdeel? Daar bo kort. Daar jy kan ophardloop, daar sit 'n tannie daar bo. Ja, daar, hè? Hoe moet jy een kry? Ek dog jy wil uitdeel. OK, kom Tonia. Daar agter in die hokkie is nog iemand en daarbo is. En daarbo is die hele lot. OK, laat ek kyk of ek penne kan kry. Dan help ek hardloop. Is hier ballonne? Sorry dan, hè. Ek kry nie penne, ek kry nie ballonne. Jy mag. Kry by Tannie Tonia die penne? Maar soek nog ballonne. As iemand weet waar die ballonne nog is. Dis nou daai ding wat jy in 'n erediens vir 'n kind gee terwyl die dominee preek wat hom so opblaas, dan maak hy so i. Is die ballonne klaar, Tonia? Is dit? OK, jammer. Ek is jammer, ons het iemand oorgeslaan met die ballonne. Die deurkollekte gaan vanmôre vir Badseloop jeugkampterrein. Dan wil ek net ietsie sê. Julle gaan sien in die nabye toekoms gaan 'n bietjie 'n paar veranderinge in ons gemeente kom. Ons gaan nuwe klank installeer binnekort. Ek wag net vir die man van Pietersburg. Die klank is besig om 'n bietjie die gees te gee. En ons is 'n nuwe klank wat ons aankoop, maar hulle kom dit installeer. So die saal gaan 'n bietjie voller wees en 'n beter klank hê. Ons gaan ook probeer om die eredienste op 'n ander manier in te rig. Ons besig om die saaltjie, ons kan nie daai saal meer bou nie. Ons weet ons gaan in 'n baie finansiëel 'n moeilike tyd ingaan die volgende 2 jaar. So ons kies om eers die bou van die saal op hou te sit. Ons besig om die jeughuis, daai is 'n tydelike konstruksie. Ons maak hom 2 klein saaltjies. En dan gaan ons probeer om te kyk of ons die jong mense, graad 3 tot hoërskool, eers in die erediens bymekaar te hê en saam te sing en die liedere op 'n ander manier in te rig dat hulle saam kan sing. En dan wat gebeur is, ons gaan ook 'n kindermoment, 'n jongmensmoment inrig. En dan net voor die prediking het die ouers die geleentheid of die jong mense bly in die kerk wat hulle soos wat voorheen was. Party ouers wil hê hulle moet in die kerk wees, party sê hulle gee nie om nie. Hulle kan uitbeweeg en dan daarso onder die tent of in die saal of in die speelarea leer hulle met praktiese ervaring, bring hulle 'n boodskap oor met 'n ervaringsleer. Vir die jong mense. So ons gaan op 'n manier dit bedoen. So hou asseblief die boodskappe en die kommunikasie en alles wat gebeur dop, want ons wil hê ons jong mense moet nog steeds die Here ervaar op 'n ander manier. Dan is die Pinkster. Ons eerste ontmoeting gehad tussen die 2 gemeentes, NG Piet Potgietersrust en ons gemeente, oor hoe gaan ons in die toekoms, hoe gaan samewerking plaasvind. En dat gebed is die eerste ding wat ons moet doen. Ons weet dat die dorp, ons is besig met statistieke, ons nog nie heeltemal klaar daarmee nie, maar ons voorsien dat daar ongeveer 5000 mense is wat kerkloos of kerkvervreemd geraak het. So ons het nodig om te bid vir herlewing
ons is besig om te bid dat die Here weer mense se lewens sal ingryp. En toe was die vraag gewees, maar waar begin ons? Ons begin met Pinkster. So dit was swaar op my hart gewees en toe het ek gedink en ons het die kerkraad toe gevra of ons Pinkster hierdie week weer kan aanbied. Almal het dadelik gesê ja. So ons gaan hierdie week Pinkster begin elke aand nie, daar gaan nie 2 geleenthede wees nie, net in die aand, ongelukkig. En dan gaan ons die belydenis van Nisea, so elke aand net bietjie bespreek. So dit gaan nie 'n prediking wees nie, dit gaan so klein informasies geleentheid wees oor die belydenis van Nisea. Baie mense dink ons het net die apostoliese geloofsbelydenis wat ons elke Sondag opsê. Hulle weet nie as ons het die belydenis van Nisea en die belydenis van Athanasië nie. Maar ons gaan bietjie die belydenis van Nisea dan in diepte hanteer. En dan gaan ons saam bid vir die sake en die herlewing en dit wat in potties van ons gevra word as NG Kerk. En dan na die erediens, hoe dit altyd gewerk het met Pinkster, vir die wat dit nou nie in ons gemeente is daar altyd sop en broodjies. So ons eet dan lekker sop en broodjies na die tyd. So is baie welkom hierdie week elke aand om 6:00. Dit gaan nie lank wees nie, maar jy is baie welkom. Dan die laaste koneksie geleentheid is dan die 25ste Mei. Kontak die kerkkantoor sodat ons ook genoeg plekke kan hê. Kyk, die kerk eet altyd, so ons eet lekker curry en rys sodat ons kan weet vir hoeveel mense om daar reg te maak. Dan die belydensklas is vanoggend direk na die diens en na die skoolvakansie gaan ons die belydensklas weer elke Sondag begin aanbied. Dit gaan net meer werk om voor te berei na die einde van die jaar toe. Daar is dan hierdie week al die programme wat dan vir die week beplan was, die Bybelstudies, die kwarteuwes, alles wat op die program was, skuif dan nou net 1 week aan. Daar is asseblief begin in gedagte hou Sterkrivier se bazaar die eerste week in Junie. Hulle gaan weer 'n bietjie kleiduif skiet en daar's baie interessante dinge wat gaan gebeur. Ons sal ook dit nog met kommunikasie deurgee. Die 31ste Mei is daar 'n doopgeleentheid. Ouers wat wil graag doop, meld asseblief by die kerkkantoor aan, laat ons asseblief die doopkategese kan doen. En dan bid ook vir almal wat op die voorbereidingslys is en bid ook asseblief dan vir almal wat verjaar hierdie week, mag hulle die Here se seën ook ervaar hierdie week wat vir ons voorlê. Kom ons raak stil nou, raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid by hierdie pragtige geleentheid. Amen. Voordat ons met die foto en die seën gaan begin, wil ek vir julle 'n video wys vanmôre van Chris Christofferson. Nou die jong mense gaan hom glad nie ken nie. Die mense wat hulle ouderdom wil verraai, gaan nou weet wie hy was en die pragtige liedere wat hy gesing het. Maar kom ons kyk net na hierdie getuienis van hom. And Chris, before we do it, I'd like you to tell the story of why me, Lord. I think you
As ons so die getuienis van hom lees en hoor hierdie mooi woorde van Lukas 12 oor die sorge van die lewe. Hy het toe vir sy disippels sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor die lewe, oor wat julle sal eet, of oor julle liggame, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Let op die kraaie, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle het nie 'n stoorkamer of 'n skuur nie. Tog sorg God vir hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer 1 el by sy lewe voeg? As julle nie eers so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die res? Let op oor die wilde nassing so hulle groei. Hulle swoeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. En as God die gras in die veld wat vandag nog daar staan en môre in die oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Moet ook nie soek na dit wat julle moet eet of drink, of daaroor besorg wees nie. Dit is immers alles dinge waarna die nasies van hierdie wêreld soek. Maar julle Vader weet wat julle nodig het. Hoor hierdie woorde vanmôre. Dit moet die begeerte wees waarmee ons vanmôre tot God nader. Soek eerder sy koninkryk. En hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie bang wees nie, klein kindertjie, want julle Vader het dit goed gevind om die koninkryk aan julle te gee. Terwyl ons so sit, mag ons dan met hierdie begeerte, hierdie pragtige lied sing, nader tot die Here, so sittende saam. Wanneer ons tot die Here nader, kom ons bevestig dat die Here teenwoordig is. Ons doen dit deur mekaar te groet in die naam van die drie-enige God. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As ons sommer so luister na daai getuienis en daai mooi lied Why Me Lord. En ons weet ons nader tot die Here want ons is afhanklik van die Here se genade wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Dan is dit belangrik dat ons vir mekaar die wet altyd sal deurgee. Om onsself te ondersoek en te weet ons het die Here se genade in ons lewe nodig. Daarom wil ek vir julle die wet vooruit Lukas 10. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar?" Hy het geantwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart,
Met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand en na jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê, doen dit en jy sal leef. Kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied tot eer van die Here, o Heer my God, en dan kan die wie sitplekke daarna inneem. Dankie. Tonia, dis Tonia se beurt, sy is aan die beurt.
Jan de Rey. Is aan. Toets 1, 2. Nee, ek het hom. Kom ons kyk of die werk. Kan julle my hoor as hy so is? Sy te sag. Goeiemôre almal. Is julle reg vir hierdie kindermoment of kinderoomlik wat ons van praat? Ek is baie jammer as nie genoeg ballonne vir almal nie. Ek wou graag gehad het almal moet deel hê, klein en groot. Maar ek wil tog vra dat as daar mense is wat kinders het wat nie ballonne is nie, julle hande sal opsteek en dat die wat nie kinders het nie dit dan aan daai sal gee asseblief. Kan ons kyk waar ons kinders wat nie ballonne het nie. Daar so iemand wat bo nie kinders het nie wat ballonne vir ons kan gee of onderdaal. Dankie. Ekskuus julle dat julle ballonne moet opoffer. Wag nou, julle is nou te veel. Wag eers. Is dit net julle? Goed, julle het nodig. Daarbo is kinders 2. Gaan julle aangee. Het julle 'n pen ook? Jy moet 'n ballon en 'n pen hê. Dis 'n kombinasie. Wag, hou eers julle. Okay, daar sy. Het julle daar in die hoek, het julle ballon? Is julle reg? Pen, ballon. Wag, julle is nou te vrygewig. Nee, hou, jy moet deelneem. Okay, gaan jy gou vir my ophardloop en na bo vir hulle gee? Daarbo, wie het nog nodig? Dankie. Wag, nou, julle is almal te vrygewig. Kan ons gou kyk, julle gaan een kry. Wie nog bo? Is die onder mense met kinders wat nie ballonne en penne het nie. Okay, nee, dan moet julle deelneem. Wie het vir my teruggegee? Kom. Nee, hou hom. Daar staan. Hier is nou net 2 ballonne en nie penne nie. Vir wie wys jy nou? Hier is 'n ballon. Wie het 'n pen en nie 'n ballon nie? Julle is nou daar sy. Okay. Goed, daar sy. Nou kan ons begin. Baie dankie sis. Is daar nou ekstra? Okay, hierso, gee vir iemand. Steek gou op wie wil hê. Kom, wie gaan deel? Julle is te bang vir hierdie storie. Goed. So my tema nou is Jesus het opgevaar, wat nou? Waar laat dit ons nou? Ek dink die disippels het ook daar gestaan, hulle dink, okay, maar hy was nou veronderstel om nou alles reg te maak hier by ons en nou gaan hy weg. Nou wat maak ons nou? So ek wil vir julle 'n vers lees. Ek is baie jammer dat ek nou nie hier met 'n Bybel staan nie. Ek moet bely ek het nie my Bybel saamgebring, vanmôre het ek hom eintlik vergeet. Maar dankie tog vir tegnologie. So ek lees vir julle uit Handelinge 1 vers 4 wat sê terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: Moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat hy wat julle van my gehoor het. Wat Johannes het wel met water gedoop, maar ek sal julle met die Heilige Gees doop. En so 'n paar verse skiep sê hy, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in die hele Jerusalem. Nou wil ek by julle hoor. Wat is 'n getuie? So as gesinne, wil net julle 'n bietjie saam gesels. Ek wil 'n bietjie hoor of julle weet wat is 'n getuie. Wys my slide hierbo. Nee, maar dit maak nie saak nie. Het jy dit opgesit? Ja. Ek weet nie hoe werk daai tegnologie daarbo nie. Toe maar. Dis reg? Nee, dit maak nie saak nie. Goed. Daar sê. Okay, so ek wil gou weet, julle gesels bietjie bymekaar. Was julle al 'n getuie? Hier is nou hoe ons in die kinderkerk ook te werk gaan in 'n jeugkerk. So almal weet hoe dit werk. Kom, julle moet help kinders wat hierso sit. Gesels gou 'n bietjie vir my, wat is 'n getuie en was jy al deel? Moes jy al 'n getuie gewees het van iets, goed of 'n slegte situasie? Kom gesels gou. Hierdie is interaktief. Gesels gou 'n bietjie. Ek wil nie julle moet vir my kyk, julle moet vir mekaar kyk. Gesels gou 'n bietjie. Wat is 'n getuie en was jy al deel van dit? Moes jy al 'n getuie gewees het eers in jou lewe? Ja, so. Nee, wou dit moet op die bord wys. Dis okay. Daar sy. Jy weet Gats genoeg om te sê wat was hulle al deel van 'n getuienis eers.
Wie was al deel om 'n getuie te wees? 'n Ongeluk, goeie ding, 'n slegte ding. Ja, ons almal was al. Ja, kyk daar, dankie Liam dat jy reageer. So ons almal was al deel van 'n getuie. Ja, er is 'n gebeurtenis goed of sleg. So wat dink julle dan beteken dit om 'n getuie van Jesus te wees? Julle moet weer gesels. Ek wil weet, wat dink julle moet ons dan nou doen? As ons dan nou getuig het van 'n gebeurtenis goed of sleg, 'n ongeluk of so, julle weet min of meer wat dit behels. Ons moet regtig weet waarvan ons praat. Ons moes betrokke gewees het by die situasie. So as jy nou vir Jesus moet getuig, wat gaan jy doen? Wat beteken dit? Wat gaan jy vir Jesus getuig? Gesels geweet met mekaar. Gesels bietjie met mekaar. Julle het nou permissie om te praat. Daar sê, ons gaan net nou al die antwoorde vra. Nou wil ek gou by julle hoor. Daar's een belangrike dingetjie wat ons in hierdie verse gelees het, om 'n getuie van Jesus te wees. Iets wat ons voor moet wag en wat vir ons gaan iets gee. Wat is dit? Dit wil ek regtig by julle hoor. Kom daar so by my kindertjies daar agter. Wat is dit wat ons gaan kry, wat ons gaan help om 'n getuie te wees? Kom, skree sommer hard uit dat ek hoor as jy weet. Kom Daniel, julle, Gabriel. Sê, wat moet jy kry om 'n getuie te kan wees? Wat het ek gelees? Krag. Nee, ek kan jy nie hoor nie, jy skree te sag. Informasie. Ja, informasie. Ja, waar gaan jy daai informasie kry? Goed. Nou wil ek hê julle moet daai ballonne wat julle by julle het. Julle het 'n pen en julle het 'n ballon. Daai ballon, dit gaan nou moeilik wees, ek hoop julle penne werk, ek hoop julle het 'n papiertjie om dit op te skryf. Skryf vir my daar 'n versie op, net 'n versgedeelte, soos Matteus 6 vers 33, wat jy dink jy iemand kan motiveer om 'n getuie mee te wees. Want daai inligting wat Gabriel van praat, wat ons nodig het om 'n getuie te wees, is die woord. Ons moet skrif deel, ons moet Bybel deel, ons moet ons krag ontvang van die Heilige Gees om hierdie te deel. So vat my jou pen en dan skryf jy op daai ballon, so groot as wat jy kan. Jy mag hom nie opblaas nie, net soos wat hy is. Skryf vir my daarop 'n vers. So ek het nou hier, dit is nou waar die skyfies nou goed in handig sou te pas kom. Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn dat mense julle kan sien. So as jy wil, kan jy Matteus 5 vers 16 skryf, of Johannes 3 vers 17 wat sê, God het nie sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Johannes 3 vers 17. As een van julle dit op wil skryf, is julle welkom. Romeine 15 vers 13 sê, mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul. So as julle voel, blydskap en vrede is iets wat iemand nodig het om 'n getuie te wees, dan skryf jy daar Romeine 15 vers 13. Of enigiets wat jy aan kan dink. Filippense 4 vers 13 wat sê dat ek is tot alles in staat deur Christus my krag gee. Skryf een van daai op. OK, ek gaan dit weer herhaal. Matteus 5 vers 16, Johannes 3 vers 17, Romeine 15 vers 13, Filippense 4 vers 13. Enige van daai. Skryf jy op daai ballon so groot as wat jy kan. OK, is julle amper klaar? Daar's hy, nee, gaan, vat jou tyd, skryf. Werk julle penne daarom. Mooi. Daar's hy. OK, is julle klaar? Goed, nou hier kom die van gedeelte. Nou, maar jy moet nou mooi luister. So julle moet nou besluit wie in die gesin gaan hierdie ballon opblaas. Maar jy mag hom nie knoop nie. OK, jy moet hom blaas en hom hou. Jy mag hom nie knoop nie. Is jy reg? Blaas hom op, so groot as wat jy kan. Jy rek hom eers 'n bietjie, hy gaan seker 'n bietjie sukkel, dis koud. Onthou om hom nie te knoop nie asseblief, net nie bars nie, Gabriel, dankie. Dan sê, hou hom net so vas. Oei, jene. Jy het hom. Blas, mooi, dan sê hy, gat hy. Onthou hom nie te knoop nie, hou hom net so. Kyk, gaan na jou versie.
Is hy nou nog steeds so klein as wat jy hom geskryf het? Nee, is hy nou groter? Pragties, kan jy glo dat hy nou so groot word? Alright, is julle nou reg? Right, nou gaan julle lekker lag. Hou jou ballon vas, hoog bo jou kop. Okay, julle almal klaar? Genigtig, daar pop 'n ballon. Okay, dan gaan ek tot 3 tel, dan los jy hom. Okay, as jy wil kan jy hom probeer aim in 'n rigting, maar ek weet nie of dit gaan werk nie. Alright, ek gaan tot 3 tel en los jy hom. 1, 2, 3. Daar sy. Goed, daar waar hy geland het, daai persoon tel hom op. En dan, daar kom hy. Daar sy. Okay, het almal hulle ballonne opgetel om hulle, en daar het jy nou informasie ontvang, om 'n getuie te wees. Goed, so, die ballon verteenwoordig jou hart. Ons moet wag vir die Heilige Gees om ons te vul. Soos wat jy daai lig inblaas, is soos die Heilige Gees wat ons vul om guts te kry om die woord te kan verkondig. Soos vir daai versie al hoe groter en groter word, is dit hoe ons groter word, ons gevul word met die Heilige Gees om dan daai woord te kan gaan verkondig. En dan los jy hom nou en dan gaan hy so na lag, is almal lekker, want ons kan kreatief wees ook om God se woord te verkondig. Ons hoef nie bang te wees en skaam te wees nie. Ons kan vol vertroue gaan, want Jesus het gesê, hy gaan vir ons dit los, hy gaan vir ons krag, iemand gee wat vir ons krag gaan gee, nê? Want ek net hier seker maak. So die woordeboek getuienis, betekenis van getuienis, is om 'n verklaring vir getuienis oor 'n ware toedrag van sake af te lê. Was Jesus waar? Dit wat gebeur het, wat Jesus gedoen het, die kruisdood, dit was die waarheid. Hoe weet ons dit was die waarheid? Ander het aan ons getuienis afgelê. Ander het vir ons vertel en nou kan ons aangaan. Die ander betekenis om 'n bewys van iets, as 'n bewys van iets te dien. Die Heilige Gees dien as 'n bewys en ons dien as 'n bewys van die lewende krag van die Heilige Gees en ons kan dit uitsteek. So, gaan wees getuie in hierdie Pinkstertyd en gaan wees 'n ballon vir die wêreld dat die Heilige Gees julle vul. Dan sê. Dankie Tonia, dit is baie goed gewees. Kom ek sit hom net gee hom net daar. Nee, kom ons staan en dan voordat ons 'n getuie kan wees, moet ons weet die Here Jesus ons verlosser, die Heilige Gees in ons woon. Daarom staan ons, dan sing ons hierdie pragtige lied saam. Ek wil gereed wees en dan kan jy weer die sitplekke daarna inneem.
Okay. Kom ons sluit die oë asseblief. Here, ons het vanmôre begin en ons het getuienis gehoor van iemand wat 'n werklike diep geloofservaring beleef het, spirituele ervaring, ontmoeting met God. Ons het gehoor hoe jy sê, soek allereers die koninkryk van God. Ons het gehoor hoe ons getuies moet wees, en ons het ook gesing, kom voor my. Nou kom ons na die woord, Here, en U Heilige Gees met hierdie skepende woord rig ons, dat ons werklik getuies in hierdie wêreld moet gaan wees. Soos wat daai ballonne gevul is met die Heilige Gees, gee ons die krag, die moontlikheid om in staat te wees, toegerus met gawes, om die blye boodskap te gaan verkondig. Maar daar gaan mense saam met ons op hierdie reis. Ons is vriende, medegelowiges. Ons reeks waarmee ons besig is, om vriende wat by mekaar staan. En vanmôre, Here, kom leer ons bietjie meer oor hoe en op watter wyse daardie vriende moet wees. Seën ons uit hierdie woord uit, Here, dat ons toegerus word vir die taak wat vir ons wag. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Die skriflesing vanmôre gaan uit 1 Konings 3. Ons praat dan natuurlik oor wysheid vanoggend. Nou ons praat baie oor vir ons jong mense oor jy moet die regte keuses maak. Jy moet die besluite wat jy neem is belangrik. En dan weet ek as ons met ons jong mense op hoërskool begin gesels, dan sê ons vir hulle die besluite wat jy maak wat jy eendag gaan word, die drome, die doelwitte. Jy moet mooi begin sit en dink waartoe jy op pad is. Ons is volwasse mense praat ook so met mekaar en sê partykeer moet jy mooi dink oor die situasie waarin jy jouself bevind. Daar's belangrike besluite. Maar wat nog meer belangrik is hierdie besluite wat jy moet neem, is die mense saam wie jy jou reise aanpak. Die mense met wie jy omring om saam met jou te stap in hierdie lewe. Daar's 'n bekende gesegde wat sê, wys my jou vriende en dan wys dit jou toekoms waartoe jy op pad is. Ander gesegde wat sê, party mense blom omdat hulle omring word deur goeie mense en goeie vriende en ander mense word op die verkeerde pad gestuur en die rigting verloor hulle juis omdat hulle met hierdie verkeerde mense omring word. Dan sal mense dink, ag, dis nie regtig so nie. Ek sê baie vir ons jong mense wanneer klas gee in die Bybelstudies dan sê ek, gaan dink mooi daaroor. Jy maak jou slegste besluite nie wanneer jy alleen is nie, maar tussen jou vriende. Hoeveel keer gebeur dit nie? Ek weet toe ek op skool was, ek was nie daai aand daarbey betrokke gewees nie en daar was al 'n paar keer in die koerant soortgelyke gebeure. Toe ons jonger was dit nou mos totale ander wêreld as vandag. So jy het ver geloop om te gaan dans. So jy loop eers as 'n klomp vriende saam om die meisies so langs die pad te kry by hulle huise en dan loop jy om te gaan sokkie en dan loop jy weer al die pad weer terug, laai almal by die huise af en dan loop ons en praat nou as klomp vriende oor die lekker aand wat verby is. Nou, die skool was so 5 kilos van ons huis af gewees, maar dit was nou, partykeer loop jy bietjie baie verder as daai 5 kilos, soos wat al die vriende nou maar saamloop na al die meisies se huise toe. En een aand het hierdie klomp vriende van my, en so net voor die Desember vakansie, 'n man langs die pad gestop en hulle het hom geslaan. En per ongeluk het hulle die man doodgeslaan. En ek onthou daai Desember vakansie hoe hulle by die see gesit het, en hoe hulle werklik in paniek was. 'n Besluit wat hulle geneem het, wat die res van hulle lewe beïnvloed het. Daarom is ek wonder as hulle alleen was, wat se besluit hulle sou geneem het, of hulle dieselfde besluit sou geneem het, as wat hulle klomp vriende om hulle was. Partykeer gebeur dan, dink jy, maar ek is 'n persoon wat die regte besluite in die lewe neem, maar dan klim jy in 'n motor, saam met 'n vriend wat geen net nie om oor die lewe nie, en dan is jy in 'n motorongeluk as gevolg nie van jou eie toedoen nie, maar van die vriend wat verkeerde keuses in jou lewe neem. Vriende kan 'n groot impak in jou lewe maak sonder dat jy dit weet. Daarom is dit belangrik om te weet wie is hierdie mense wat saam met my lewensreis aanpak. Maar dit gaan nie net oor ons jong mense nie. Dit gaan oor volwasse mense ook. Ons is ouers, dink bietjie mooi. Die vriende wat jy kies, die blootstelling wat jy gee aan jou kinders. Want jou vriende word hulle mentorfigure
na wie hulle kyk en aspireer om soos hulle te wees. Is dit werklik die vriende wat jy, is dit nie werklik die gedrag, daai gedrag wat daai vriende gee, wat jy wil hê jou kinders moet word, soos hulle eendag? So die mense wat saam met jou lewensreise aanpak, het 'n groot impak op die vorming van waartoe ons op pad is. Gaan jy bloei, of gaan jy op die einde van die dag rigting verloor in jou lewe? Daarom hierdie gedeelte vandag, kan ons iets uit by leer van ou Salomo. Salomo het natuurlik die skoonseun van Farao, die koning van Egipte geword. Hy het die dogter van die Farao as vrou geneem. En hy het haar na die stad Dawid toe gebring, totdat hy klaar was met die bou van sy paleis en die huis van die Here met die muur rondom Jerusalem. Die volk het nog steeds net op die offerhoogte geoffer, omdat die huis vir die naam van die Here tot in daardie tyd nog nie gebou was nie. Salomo het sy liefde vir die Here getoon deur die vaste voorskrifte van Dawid, sy vader, te volg. Behalwe dat ook hy nog steeds op die offerhoogtes geoffer en wierook gebrand het. Salomo gaan toe na Gibeon om daar te offer, want dit was die belangrikste offerhoogte. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. By Gibeon het die Here in 'n nag in 'n droom aan Salomo verskyn. God het gesê, vra wat ek vir jou moet gee. Salomo het gesê, u self het aan die diensknegt my vader Dawid oorvloedige troue liefde bewys, omdat hy voor u geleef het in waarheid en geregtigheid, en ook met opregtheid van hart teenoor u. U het hierdie oorvloedige troue liefde teenoor hom volgehou, en aan hom 'n seun gee wat op sy troon sit, soos dit vandag is. En nou, Here my God, dit is u wat die diensknegt koning gemaak het in die plek van my vader Dawid. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit te gaan of in te kom nie. Die diensknegt bevind hom onder u volk wat u gekies het, 'n groot volk wat vanweë sy grootte nog nie bereken of getel kan word nie. Gee dan aan die diensknegt 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir die volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad, want wie kan reg spreek oor hierdie veeleisende volk van u? Dit was goed in die oë van die Here, dat Salomo juis dit gevra het. God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gerig het, en nie vir jouself 'n lang lewe gevra het nie, vir jouself rykdom gevra het nie, en nie die lewens van jou vyand gevra het nie, maar vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het, om regsaake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ja, ek gee aan jou 'n wyse en verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou, sowel rykdom as eer, sodat solank jy leef, daar onder die konings niemand soos jy sal wees nie. As jy my paaie volg, soos jou vader Dawid, deur my vaste voorskrifte en gebooie na te kom, sal ek aan jou 'n lang lewe gee. Vir ons jong mense, dink bietjie mooi oor hierdie koning Salomo. Hy word 'n koning. Elke jong mens se droom, want ons kyk hierdie stories van hierdie persoon wat op 'n troon sit. Al hierdie mag, al hierdie rykdom wat hy moontlik kan hê. Maar hulle sê Salomo was maar 'n bitter jong seun gewees. Die meeste kenners sê hy was so tussen 18 en 20 jaar oud, maar daar's party van die boeke wat sê hy kon jonger gewees het. Party van die boeke sê so jong soos 15. Daar's selfs boeke wat sê 12. Nou probeer jy jouself indink, jy is so 'n jong seun en jy word hierdie koning van hierdie magtige volk. Hulle sê hulle kan nie eens die tel hierdie hoeveelheid mense nie, maar hy sê ook maar 'n volk wat maar bietjie hulle is bietjie stout. Hulle luister nie, hulle is ongehoorsaam, hardkoppig. Hy word ewe skielik hierdie verantwoordelike rol. Hy sit op hierdie troon van hierdie volk van God. En dan kom die Here na hom toe en hy sê vir hom, jy is koning, jy kan my enigiets vra wat jy wil hê. Meeste van ons jong mense, as jy nou so vra, as die Here jou sou vra wat jy wil hê, meeste van ons sal miskien sê, miskien is jou hartsbegeerte die beste gaming station of rekenaar wat kan speletjies speel of wat ook al jou hartsbegeerte is. Baie mense sal 'n fiets wil hê of wat ook al die geval mag wees. Hierdie Salomo vra nie vir rykdom nie, vra nie vir mag nie, vra nie laat sy vyande te nagekom, dit wat ons aardse mense die meeste die begeertes van ons hart sal weet nie. Hy vra vir 'n belangrike woord, wysheid.
Kom ons hierdie woord bespreek ons een keer 'n jaar. So is my maklik altyd om hierdie te verduidelik want ek herhaal dit net elke jaar. As ek vir jong mense vra wat is wysheid, dan gaan julle miskien dink dit is slim. Dit is daai mense op skool wat baie boeke kan lees, maar nie net gewone boeke nie. Toe ek op skool was, het ons sulke boeke gehad wat jy by die koffie gekoop het, wat ons genoem het Penny Harables. Hulle het prentjies gehad met so 'n bietjie min geskryf bo. Dit was maklik om te lees, want die prentjies sê vir jou eintlik alles wat bo staan. So die ruiter en swart en sulke goed, is grensvegter, maar die mense vandag ken dit gelukkig nie meer nie. Maar dis nie die slim mense lees nie daai tipe boeke nie. Miskien is dit hoogs akademiese boeke. Miskien dink jy dit is mense wat slim is wat baie wiskunde kan doen en al hierdie groot formules uitmekaar kan sit. Maar dit is nie wat wysheid is nie. As ek vir jou miskien vra wie is die slimste in jou huis, dan gaan jy sê my boetie of my sussie, hulle dink hulle is Google. Hulle weet alles. En dan gaan ek miskien vir jou vra, maar as jy 'n regte krisis het, as jy 'n probleem het met vriende of met 'n ouetjie of 'n meisie of jy moet moeilike keuses in jou lewe maak, wie's daardie persoon na wie toe jy gaan in jou huishouding? Wie's daardie persoon wat wysheid het? Ek weet as ons gaan ons hele lewe nog na my pa en my ma toe. Tot vandag toe as ek goed mee sukkel, dan bel ek my ma. Mense het mense wat jy weet jy kan kontak. Daar's 'n gesegde wat sê wysheid kom saam met die grysheid, né? Want wysheid is anders te slim. Dit gaan oor geleefde ervaring. Mense wat al self deur hierdie dinge van die lewe is en geleer het uit hulle foute en geweet dit is meer as net kennis. Hulle weet ook wat moet jy doen en nie doen nie sodat jy die regte keuses in die lewe kan maak. Daarom sê ons wysheid kry op 'n ander plek ware wysheid. Dus kom ons is besig met hierdie reeks, so Sticking Together, die vriende wat jy saam met jou op reis vat, hierdie hele week die oggenddagstukies gedoen, en hierdie week sê ons, hoe is hierdie vriende, en watter vriende moet jy kies? Want ons het ons nog sê, jy vriende wat jou maklik in slaggate kan laat trap, op die verkeerde paai laat lei, of in hierdie keuses, hierdie tronke van jou keuses kan laat beland, maar dan het jy ook vriende wat jou kan lei na die skatte van die koninkryk toe. Daardie groot vreugde, vrede, geluk, geloof, hoop, net soos wat Chris Christofferson bely het. Ons het sy mooie ervaring gehoor, hy het daai liedjie gesing, Why My Lord, groot kunswerk. Maar wat het voor dit gelê? Sy vriendin het hom kerk toe gevat. Aanhoudend hom gebring in die teenwoordigheid van God, nie moed opgegee nie. Sy vriende wat vir hom in gebed ingetree het. Vriende wat hom gelei het na die skatte van die koninkryk van God. Vriende met wysheid. Daarom is ons begin en ons sien hierdie gedeelte van Salomo, dan sien ons, wysheid begin om lief te wees vir God. Ou Salomo sien ons hierso dat hy soos sy pa, het hy aangehou met die voorskrifte van Dawid, met hierdie offers wat hy gebring het. So wysheid gaan om die liefde vir God te hê, en dit kan alleenlik gebeur. Hoekom is ons vandag hier in die kerk? Hoekom kies ons nie om vandag eerder op 'n ander plek te wees nie, maar op 'n Sondagmôre saam met ander gelowiges op te staan en kerk toe te gaan? Want ons het vir mekaar gesê, God het my so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het om vir my te kom sterf, om vir my die lewe te kom aanbied. God se liefde het in my hart tuis gekom, daai stukkie wat ek gelees het van die wet, wat sê, wat moet julle doen? Julle moet God lief hê met julle hele hart, en julle naaste soos jouself. En dan sê die Here vir hierdie ou, nou gaan doen dit. Jy kan dit alleenlik gaan doen, wanneer daai liefde in jou hart tuis gekom het, en jou hele hart verander het, en jy in beweging gekom het, om vir ander mense om te gee. Hoekom het Salomo offers gebring soos sy pa? Want die liefde van God het in sy hart tuis gekom. Hy het hierdie groot ervaring met God gehad, en hy het God lief. Die tweede ding wat het, hy was gehoorsaam aan God. Ons maak God se woord oop, ons hoor alles wat ons moet doen en nie moet doen nie, en hoe moet ons gaan leef tot eer van die God? 'n Wyse persoon leef vanuit die teenwoordigheid van God, en gaan leef volgens sy wil. Gaan luister na sy woord, wat moet ek doen, wat moet ek nie doen nie, want God se woord is 'n lamp vir ons voete, wys vir ons die slaggate van sy lewe. En dit gaan dan oor in 'n lewe wat wys, God kom altyd eerste in my lewe. Tussen daardie vriende, God kom altyd eerste.
Ek maak 'n keuse so wat ons die Onse Vader bid, mag alle eer, mag alle heerlikheid U toekom. Dis hoe ek lewe. Is om te weet, wysheid is om te weet wat reg is en om te doen wat reg is. Die tweede ding wat gebeur met dit, wat ons uit hierdie gedeelte lees, wysheid is om te groei in nederigheid. Salomo het geweet, hy het gesê ek is maar nog 'n jongste en ek weet nie of ek uitgaan of ek inkom nie. Dit is vir ons vreemde woorde hierdie gedeelte, of ek uitkom of ek ingaan nie. Maar in Hebreëus was dit 'n kenmerk gewees om te sê ek weet nie hoe om te regeer nie. Ek weet nie om die besluite te maak nie. Ek weet nie hoe om op te tree as 'n gesant van U nie. Jy sien, nederigheid is om te erken, om eerlik te wees. Daar is nog baie wat ek moet leer. Ek weet nog nie alles in die lewe nie. Ek moet oop wees vir antwoorde. Trots sê, ek het niemand nodig nie. Ek kan op my eie deur hierdie lewe gaan. 'n dwaase persoon sê, ek weet alles. 'n wyse persoon sê, ek het God nodig en ek het goeie mense nodig om saam met my lewensreis aan te pak. Wysheid is mense wat hulp gaan soek by God. Salomo kom vra vir God, gee vir my, ek het jou nodig, ek het hulp nodig in dit wat ek moet doen. Daarom sien ek sy opregte gebed, die mees opregste gebed, U diensknegt, 'n hart wat luister. Gee vir my hierdie onderskeidingsvermoë, 'n luisterende hart, wysheid, hoe om hierdie sake reg te kan hanteer. Om te doen wat reg is en te weet wat reg is. So soms so luister vinnig in al hierdie goed. En ons hoor wat wysheid is en hoe wyse mense moet optree en hoe kies ek mense wat hierdie wysheid leef. Moet jy vanmôre vir jouself eers kan vra, is ek leerbaar? Is ek bereid om raad te vat en te verander? Want soveel mense sê ek is so gemaak en so gelaat staan en ek kan nie verander nie. Vandag kom aanbid jy die lewende God wat sy seun gestuur het om ons te bevry van daai sonde wat jou terughou en jou terug in die lewende hoop na wat voor lê en jou te verander en te transformeer om meer te word wat jy veronderstel is om te weet, 'n kind van God. En daarom moet jy kan besef ek moet 'n leerbaarheidsgees hê, so Salomo. Jy weet nog nie alles nie. Luister ek na God? Wat is ek besig? Waar rig ek my hart? Wat is ek besig om te volg? Aan wie is ek gehoorsaam in hierdie wêreld? Luister ek na mense? Hoe luister ek na wyse mense? Hoe luister ek na die mense wat my omring? Of luister ek net na die mense wat eintlik sê wat ek eintlik wil hoor? Ons het in die begin gesê, wys my jou vriende en ek wys jou toekoms. Goeie mense laat jou blom en verkeerde mense lei op die verkeerde paaie. Daarom as ons al hierdie dinge kan saamvat wat ons nou net gesê het, moet jy kan vra, hoe lyk wyse vriende? Want hulle help jou om nader aan God te beweeg. Nie weg van God af nie. Wyse vriende, ons het 'n mooi gesegde wat ons in Afrikaans sê, en daarmee diskrimineer ek glad nie. Asseblief hoor my mooi. Ons sê altyd vir mense, dis nie ons dam se gaanse nie, né? Of as ons so gesegde, dis nie ons dam se gaanse. Dankie, ek het 'n paar mense wat sal my sê. Dis met wie meng ek myself? Hier is 'n makliker kriteria. As ek my omring met mense wat God liefhet, jy kan net God lief hê omdat jy weet wie Jesus Christus in jou lewe is. Omring ek my met mense wat nederig genoeg is om hulle hulp by God te soek en by mekaar te soek, omring ek by mense wat gehoorsaam is. En op grond van gehoorsaamheid aan God, etiese, morele besluite maak in ooreenstemming met God se wil. Want dan verheerlik ons God. Hier is die belangrike een. Omring ek met mense wat die waarheid soek. Daar's net een waarheid. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En as ek my omring met mense wat dieselfde rigting as ek beweeg, wat 'n koninkrykswaarheid soek, wat sê maar ons doen dit om in die weë en die voete van ons Here Jesus Christus te loop. Dink net hoe lyk jou besluite dan wat jy sal neem. Beteken dit ons mag nooit onvolmaakte vriende hê nie? Glad nie. Ons almal is onvolmaak. Ons almal het vriendefoute. Maar jy moet die vraag vra. Vriende help jou groei. Vriende beweeg jou nader aan God. Hulle moedig jou aan. Vriende wat jou nie weg van God af nie.
So jy moet keuses maak en vra, hierdie vriende wat ek het, is dit regtig tot my voordeel? Of is hulle besig om my op die verkeerde pad te laat vat? Jy moet 'n onderskeidingsvermoë hê. En dan moet jy die vraag vra. Hoe is jy 'n vriend vir ander mense? Vir die mense met wie jy omrig. Tony het nou net hierdie pragtige toepassingsgedeelte gestuur met die ballon. God stuur vir ons almal in hierdie wêreld in, onder die leiding van die Heilige Gees, om 'n vriend in hierdie wêreld te gaan wees. En ons kan dit net doen met wysheid in die teenwoordigheid van God. As jy sy teenwoordigheid soek, sy liefde soek, jy's nederig, jy soek sy hulp en jy wil in sy weg wandel onder die leiding van die Heilige Gees, kan ons in die wêreld gaan wandel. Ons leef in 'n wêreld, dink bietjie mooi. AI maak nog dinge 100 maal erger. Ek moes daar gesit het, AI. As jy kyk na wat besig is om te gebeur op Facebook en Instagram en al hierdie klomp goed wat besig om die valswaarhede van die lewe, ons weet nie eens meer nie. Kom ek vertel julle net sommer so vinnig iets. Ek weet die tyd stap, my horlosie is besig om my mal te maak hier op my arm. Die afgelope tyd bel mense my oor Dr. Joubert of Dominee Joubert, die dominee van Dominee Joubert wat al hierdie goedes vertel oor die belydensklas kinders en die goedes wat besig om te gebeur in die kerk. Tonia wys dit vir my elke week, sê ons moet navors. Uiteindelik kry ek weer iemand wat so, ek gaan doen toe navorsing. Ek is toe een van daai poepies deluxe ouens wat die R450 betaal het om Dominee Joubert se goed af te laai van die internet. Ek het nog nie gelees nie, ek's te bang. Toe vind ek uit, dis AI, met die antwoorde wat ondergeskryf het is AI, is 'n hele AI gegenereerde gesprek. En dit gaan oor geloof. Die media is besig om selfs mense met geloof partytjie van die pad af te bring. Daarom het ons so nodig om God te gaan vra, om vir ons rigting te gee, wysheid te gee. En ons het God nodig om vir ons mense te stuur, om ons by te staan op hierdie pad, wat ook sy wysheid vra. Maar dit begin hier vandag, waar jy sê, God, ek het jou nodig. En gee vir my 'n hart, 'n diensbare hart, om te kon onderskei. Om te dien in hierdie wêreld. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons leef in 'n wêreld wat soms so de mekaar is. En die gevaar is soms om ons, in ons eie vriendekringe en situasies waarin ons self beland. Here, en ons bid so, lei ons nie in die versoeking nie, weerhou ons van die bose. En ons kan dit alleenlik doen as ons weet wie ons is, wat ons identiteit is, wat ons, van waaruit ons dit doen. Ons het U lief. Ons het U teenwoordigheid, O Heilige Gees, nodig om te kan onderskei. Want ons bid ook vir die mense wat saam met ons reis aanpak, as koninkrykskinders. Dat daardie wysheid ons sal help, dat U koninkryk in hierdie wêreld kan tuisbring. Ons bid dat U ons sal stuur as 'n gemeente. Ons bid vir hierdie Pinksterweek wat vir ons voorlê. Ons bid vir herlewing in hierdie dorp, Here. Daar sit stikkende mense wat die antwoord soek. En mag ons daai getuies wees wat iewers land. Seën ons, Here, in hierdie week wat vir ons voorlê. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Ons gaan staan, dan gaan ons die laaste lied sing, U is my God. Dan bly jy staan, dan spreek ek die seën uit en dan gaan die musikale amen spreek. Jy word uitgenooi dan ook vir 'n lekker koppie tee in die kuierraad. Kom ons staan. Vriende, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede voor en aan u vrede gee.
Die drie-enige God is by u van nou af tot in alle ewigheid. Amen.